Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of verhouding met die Vader in my binnekamer? Net ek alleen praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Soek hom in die verborge, hy sal vergeld. Elkeen wat hom soek in opregtheid, in hom is geen wapen, maar 'n verhouding met hom wat ons antwoord volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. In my binnekamer, net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? En hom is geen wapen, maar 'n verhouding. Hy antwoord ons volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. Goeienaand en hartlik welkom hier by die Duck Facebook radiostasie op 'n Dinsdag aand 6:30, waar ons uitsaai en waar ons program vanaand gaan oor ons live Bybelstudie reeks. Wat is so lekker met mekaar deurpraat en gesels en bespreek. Is dit nie 'n heerlikheid nie? Nou, daar is geweldig baie wat nog voor lê. Dit is nog so, ons is vandag by die 14de deel en daar is 28 dele van die Bybelstudie en natuurlik hier van die 20ste een af gaan dit oor die eindtyd gaan. Al die eindtyd dinge wat ons so lekker moet verstaan. So byt vas, hou aan, volhard, gaan saam met ons deur. En wanneer 'n mens baie dinge nou al verstaan en jou fondasie is lekker vas en uitgesorteer, dan kan 'n mens ook daai dele lekker verstaan. Nou is dit nie net 'n klomp kennis nie, dan is dit lewend in 'n mens se hart. Baie welkom almal wat ingeskakel is. Hallo uit 'n yskoue Brits. Hallo uit 'n yskoue Langebaan. Ja, ek dink oral is dit nou yskoud, maar ons loof die Here dat hy ons elkeen deurdra, versterk krag gee en dat ons weer vanaand hier by mekaar kan wees, saam kan kuier. Ons loof die Here daarvoor. Ons is halfpad deur die Bybelstudie reeks. Ja, ons is vanaand by vas en gebed. Nou, vas en gebed loop hand aan hand, maar ons gaan eers begin om lekker die gebedsaak deur te praat. Ons het 'n poll gehad vandag op die channel oor gebed wat ons so mooi en eerlik geantwoord het en dit was my so awesome om dit te sien en ons gaan vanaand net so lekker deurpraat. Daar waar nog so 'n bietjie hakplekke is, nie verstaan is baie keer nie, net so 'n bietjie onsekerheid hoe ek dit moet verstaan, hoe ek gebed moet verstaan. Wat is gebed? Hoe moet ek dit doen en toepas en al hierdie dinge? Man, dan is mens sommer los en vry. Loof die Here. So ja, wees vanaand vry om te kom en so saam met my. Ek sal na die comments kyk, ek sal dit dophou. As daar enige vrae is, onsekerheid is, of wat ook al die geval mag wees, as ons dit nie vanaand kan bespreek nie. Stylie is môre aan 6:30 op die lig met Engels. Ek hoor almal like die Engels. So ja, dan gaan hy dit vir ons verduidelik in Engels, en dan kan ons dit nog beter verstaan, en dalk vanaand, waar daar so hier en daar 'n plekkie is, wat iemand nog nie verstaan het nie, waar dit nog nie so duidelik is nie,
kan ons dit môre aand ook so 'n bietjie deurpraat. So loof die Here asseblief, moenie skaam wees nie, kontak ons, praat met ons, dat ons kan weet dat elkeen kan seker wees in sy geestelike lewe oor gebed, want gebed is die kern van alles. Wow, dis net amazing. Ek wil net gou myself hier kry op 'n punt wat ek ook net by is. Nou voor ons begin vanaand, gaan ons net eers oopmaak met gebed, en ons gaan die Here vra dat hy ons help vanaand met die Bybelstudie, dat ek wysheid en insig sal hê, om dit ook so te kan oordra aan elkeen soos dit lewend in my hart is. Prys die Here. Vader, baie, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid. Here, u is net groot, u is net, Here, ons Vader in die hemel, met wie ons kan praat, met wie ons 'n verhouding kan hê, wat ons harte net opreg voor u kan bring, want dit is 'n verhouding, Vader, dit is om dit te kweek. Ek dink vandag daaraan, mens kweek 'n verhouding, dis nie sommer net outomaties daar nie, as met iemand leer ken, en jy wil 'n beter verhouding met iemand hê, dan kweek jy daai verhouding, deur tyd te spandeer, in die persoon se teenwoordigheid, om mekaar te leer ken, Vader, om vrymoedig te raak, en gemaklik te raak, en dit is wat ons met u moet wees, Vader, en baie keer is dit, asof u so ver van ons af is, asof ons nie werklike verhouding met u kan hê nie, of ons nie kan leer ken, en u kan ons leer ken nie. Vader, en vanaand dank ek u dat u ons so mooi help, as u kinders, Vader, as u liggaam, en waarvan Jesus die hoof is, die woord is die hoof. Dis net so heerlikheid om daaraan te dink, dat ons vanaand net weer kan leer, en kan rigting kry in ons geestelike lewe, Vader, dat ons nie 'n karige verhouding met u hoef te hê, en Here, dat ons skade ly in ons geestelike lewe nie, Vader, maar dat ons kan verstaan, en baie keer bid ons, maar ons weet ook nie wat ons bid, hoe ons moet bid. Here, kan ons vra, kan ons nie vra nie, mag ons nie, wat is u wil, wat is nie u wil nie. Ag, en vanaand kan u net so mooi met ons praat, Vader, en ek bid vanaand vir u wil, ag, en u wysheid en u heerlikheid, Vader, om met ons te deel. Here, soos u met ons sou gedeel het, dat u my kan gebruik vanaand om dit te kan doen, Vader, wat 'n voorreg het ek nie vanaand nie, en ek dank en ek loof en ek prys u daarvoor, dat u my as 'n instrument vanaand kan gebruik in u hande, Here. Baie, baie dankie daarvoor, en ek wil bid, dat u met my broers en susters sal wees, Vader wat siek is, ek dink aan Susan Kriel, Here, sy gaan deur 'n geweldige saak in haar liggaam, en ons bid vanaand, Vader, dat u haar ook sal ondersteun, en sal help, en sal genees. Vader, ek dink aan Ria, wat ook deur hierdie geweldige tyd kom met haar liggaam, en die Here, die geweldige sinus wat sy het, wat haar hele liggaampie aantas, en absesse in haar tande veroorsaak, en al die dinge, Here, dat u haar sal aanraak en genees. Ons dank en ons loof en ons prys u. Ons het altyd soveel hoop, wanneer ons met u praat, Vader. Dit is my so 'n heerlikheid om vanaand te dink, ons is nie moedeloos nie, ons is nie hulpeloos nie. Ons het hoop, want ons het 'n hemelse Vader met wie ons kan praat, wat ons kan uitsorteer, wat ons kan help, Vader. Baie, baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid om net so met ons Vader te kan praat. Ek sien Susan Kriel is ingeskakel, ons bid vir jou Santjie, dat die Here vir jou sal help deur alles. Sjoe, sy sê altyd, die Here sal my help, die Here sal my deurdra. So ja, ons bid saam met haar. Nou vanaand gaan ons Bybelstudie oor vas en gebed, en soos ek al reeds gesê het, dit loop hand aan hand. Nou, ons gaan eers so 'n bietjie gesels oor gebed. Ek dink dit is die belangrikste deel om vanaand te verstaan in ons geestelike lewe. Dis die kern van ons geestelike lewe, om 'n verhouding met ons hemelse Vader te kan hê, om vrymoedigheid te kan hê met ons hemelse Vader, met hom te kan praat, en ons harte voor hom te kan oopmaak, want die woord sê so mooi, ons moet nou nie meer ons klere skeer nie, ons moet nie ons baarde uitruk en ons hare uitruk nie, ons moet ons harte voor hom skeer. Ai, dis so 'n heerlikheid om te dink, ons kan nie daai hart van ons oopmaak, en ek dink baie keer daaraan, dat dit wat in ons harte is, moet uitkom, dit moet na vore kom, dit moet in die lig kom, sodat ons kan uitsorteer en groei en kan verstaan en sekerheid kan hê in ons geestelike lewe. Nou wanneer ons kyk in ons handleiding, ek dink almal het hulle handleidings byderhand. As jy nog nie jou handleiding ontvang het nie, asseblief kontak ons, jy's baie, baie welkom om wel die handleiding te ontvang. Vandag toe ek so deur die handleiding gaan, toe dink ek, hier's soveel skatte
in hierdie handleiding, soveel rykdomme, wow. As 'n mens die helfte van dit weer, as jy al klaar soos, wow. So ja, ons gaan nie vanaand woord vir woord deur die handleiding gaan nie, ek gaan wel hier en daar punte so bietjie deurlees in die handleiding, maar dit is 'n geweldige lang handleiding, ek dink hy's oor die 40 bladsye as ek dit nie mis het nie, want dit gaan oor gebed en vas. So, ek gaan net so 'n bietjie beginsels aan die voorhou, wat belangrik is om te verstaan, om jou gebedslewe uit te sorteer, om jou vastingslewe uit te sorteer, om dit reg te verstaan en dit so te kan toepas. So ja, ek gaan nie woord vir woord deur nie, daar's baie dinge. Asseblief gaan daar deur op jou eie tyd, gaan lees dit deur, gaan maak effort, terwyl ons nou besig is met vas en gebed, bly by dit. En gaan saam met ons deur, en werk saam met dit in jou hart, en bid daaroor, en maak jou hart net oop vir dit wat ons nou mee besig is. Dit wat jou vanaand tref uit die hele gedeelte wat ons gaan doen. Moenie nie gaan worry dat jy nou nie onthou wat ons presies gesê het, en jy kan nie onthou toe ons hier afsit, wat het ons alles nou hier gesê nie. Dit wat jou vanaand in jou hart tref, dit moet jy mee gaan werk. Okay, Yes, so amen. gaan werk Yes. met dit. Okay, Amen. so dit is wat jy vanaand ontvang om mee te gaan werk. Ja, Amen. dis net amazing. Moenie oor die res worry en ek is nog nie eers deur my eerste 10 lesse en nou is ons al by vas en nee, gaan saam, gaan net saam. Jy gaan op 'n stadium verstaan. Okay, so kom ons gaan na bladsy 2 toe van ons handleiding. So vir in die middel van bladsy 2 lees ons daar, die vlees wil nie altyd bid nie. Dit is waarom Jesus gesê het dat die vlees swak is. In die meeste gevalle moet ons onsself forceer om te bid. En ek dink ons almal kan daarmee vereenselwig. Amen. Hierdie ou mens wil nie bid nie, hy wil nie tyd met die Here spandeer nie, hy wil allerlei ander dinge doen, behalwe om te bid. Hy sal sy vingers al werk, net om nie te bid nie, want Ja. bid is werk. En hy het tyd vir alles behalwe gebed. Yes, daar's tyd vir alles behalwe gebed. Ek het nie tyd gehad nie, ek was te besig. En dit is, ons hou onsself so besig met baie dinge, dat ons gewete troos, om te sê, ons het nie tyd om by die Vader uit te kom nie. En eintlik gaan ons vanaand die gevaar van so 'n lewe sien. Dit het my nogal getref vandag, om te besef, dat wat is die gevaar wat 'n mens kan loop, wanneer 'n mens nie 'n verhouding met ons hemelse Vader het nie. En Jesus het vir ons 'n mooi voorbeeld kom wys, en kom los, dat hy het altyd met sy Vader gepraat, hy het altyd 'n verhouding gehad met sy hemelse Vader. En dit is so mooi, hy het altyd die wil van God gesoek, al het hy deur wat gegaan, al wat hy moes doen, maak nie saak nie, hy het altyd die wil van die Vader gaan soek. En dit is die voorbeeld wat hy vir ons nagelaat het. En hy sê, volg in my voetspore, volg in my voorbeeld. Nou ja, dit is 'n vry lewe wanneer ons so 'n verhouding met ons hemelse Vader het. Want dan berus ons by baie dinge, ons berus by sy wil en al die dinge wat ons nou so lekker gaan deurpraat. Nou in die meeste gevalle moet ons onsself forceer om te bid. Nou die innerlike roep van die Gees in ons, dit is die innerlike roep van die Gees in ons wat gemeenskap met God wil hê. Baie keer dan voel jy daai gevoel, daai gedagte, daai begeerte wat in jou opkom, wat dit knaag nader aan so aan jou. Jy kan aan niks anders dink nie om te gaan bid. Dis die Gees van die Here wat met God wil praat. Okay, wat in jou lewe is as kind van die Here, want onthou net, as ons tot wedergeboorte gekom het, ontvang ons die Gees, en die Gees is in ons siel, en hy het ons siel kom verlig, hy het ons kom nuut maak, en nou wil die Gees met God kommunikeer. Okay, nou hoe meer ons daaraan toegee, en die vlees dwing om te bid, hoe duideliker raak die stem en begeerte om te bid. So hoe meer jy toegee aan daai gevoel, daai drang, daai begeerte om wel te bid, hoe meer gaan jy daaraan, gaan daai begeerte nog meer in jou wees. Dit gaan Amen. nog duideliker Yes, raak. amen. Nou, na gebed moet ons altyd waak. Die vlees wil nie van nature aan God gehoorsaam wees nie. Dit is net presies hoe dit is. Mens wil nie gehoorsaam wees aan God nie. Mens het 1000 verskonings. Hoekom jy nie aan God gehoorsaam hoef te wees nie.
Nou dit is 'n beoefening om gehoorsaam te wees. Natuurlik, gehoorsaamheid is die grootste saak in ons geestelike lewe. Al voel jy, ervaar jy niks nie, jy moet gehoorsaam die Here dien. En gehoorsaamheid is nooit lekker nie. Dit is nie lekker om gehoorsaam te wees. Die mens wil altyd teen dit gaan waaraan jy gehoorsaam moet wees. Nou volharding in gebed bring nugterheid in ons om meer waaksaam te wees. OK. Nou, die Gees is in ons hart en hy wil ons help om te ontwikkel in ons geestelike lewe. Die Gees is vir ons 'n hulp en hy wil ons help om te groei. En dit is tot ons eie geestelike voordeel, sodat ons vrug kan oplewer en standvastig kan raak. So, dit is waarom die Gees 'n mens herinner daaraan om te bid. En hoekom 'n mens die hele tyd daai begeerte in jou hart het, want dit is tot jou eie voordeel in jou geestelike lewe. Yes. OK, so, as 'n mens die Gees uitblus, kan hy die Gees onttrek, maar hy kan jou help in jou geestelike pad. Vry het dit vanmiddag ook so mooi gesê, dit is tot ons hulp, maar dis nie tot die Gees hulp nie. Yes. Die Gees wil ons help. Dit is soos Jesus het nie vir homself gesterf nie, hy het vir ons gesterf. Ja. En ek dink as hy 'n bietjie daai konsep ook kan regkry en bewuslik daaraan kan dink, dit gaan niks in die Gees doen of jy gaan bid of nie. Yes, dit kan hom nie skade doen nie. Ja, want die Gees bly die Gees. Dis nie asof die Gees en ek meen die woord sê moenie die Gees uitblus nie. Dit gaan oor in jou lewe raak die oortuiging al hoe sagter en minder in jou lewe. So dit is waar dit gaan. Dit gaan nie oor die Gees raak nou ewe skielik weg as die Gees nie. Dis net die oortuiging in jou raak al hoe stiller en stiller. So, dankie my man vir daai mooi opsomming. Ons het die Gees tot ons beskikking met gawes en die vrug waarmee ons kan werk. En dit is vir ons 'n hulp. Nou ons kan groei wanneer ons die Gees toelaat in ons lewe en die gawes en die bedieninge en die vrug oplewer van die Gees in ons lewe. Want onthou net, al is die vrug van die Gees in ons lewe, moet ons dit oplewer. Yes. Dit is nie asof dit net outomaties daar is nie. Al het ons die gawes ontvang, moet ons vrymoedig wees met die gawes om dit te beoefen in ons geestelike lewe, om die liggaam van Christus te stig en toe te rus en op te bou vir hulle dienswerk. So, ons ontvang dit, ons ontvang alles, die dag wat ons tot wedergeboorte gekom het. Maar dit wat ons ontvang het, moet ons mee gaan werk. OK, so en hoe meer 'n mens werk in jou geestelike lewe, hoe meer verantwoordelikheid kry 'n mens by. Niks om jou meeself op te blaas of te dink jy's grand en goed en wat nie. Dit gaan daaroor, jy kry meer verantwoordelikheid, want nou rus daar 'n swaarder taak op jou skouers, want jy raak vrymoedig. God kan jou al hoe meer gebruik in sy dienswerk. OK. Nou, ons kry ook natuurlik die gawe van tale. As mens net dink aan die gawe van tale, wat in die Gees is, wat ons kan gebruik om ons te stig in ons binnekamer. So dit tale stig jou, so dit is 'n hulp vir jou, om te gebruik in jou geestelike lewe. Nou, wanneer ons dit onderdruk in ons lewe, dan kan ons die Gees uitblus, want die Gees wil praat in ons lewe, hy wil die perfekte wil van in jou lewe bid tot God. En natuurlik in al die mense se lewe. So wanneer jy tale bid, bid jy die perfekte, volmaakte wil van God, want jy weet glad nie wat jy bid nie, want onthou net, baie keer as ons sou weet, wat ons taal beteken, sou ons dalk nie sekere dinge bid nie, maar dit is verborge vir ons. Ons praat met God. Net hy verstaan die taal, want dit is sy perfekte wil. En daar moet dalk baie dinge gebeur, wat ons nie in ons verstand sou bid nie. Maar nou by die Gees, nou kan God se Gees dit uitbid, sodat God kan werk in baie mense en areas en ook in jou lewe en ook sy wil openbaar. Nou ons druk dit dood. Sure. Nou al hoe meer jy dit gaan dooddruk en al starrig gaan wees teenoor dit, kan jy God se Gees uitblus.
Want God se Gees wil praat. Hy wil met God kommunikeer. En jou mond moet dit doen. So, dit is baie keer net dinge wat 'n mens baie keer eintlik doen, wat jy weet jy doen, om God se Gees uit te blus. En as jy jou hart kan oopmaak in vrymoedigheid en in gehoorsaamheid, en dit aanvaar wat jy ontvang het met jou wedergeboorte en dit nie teestaan nie, nou kan al hierdie dinge in jou lewe groei, en jy kan al hoe meer nuttig raak in God se koninkryk. Anders is jy dood, want as die Gees van God in jou dood gedruk word, raak jy dood. Jy blus al hoe meer die Gees uit. En dit is natuurlik vanaand vir ons 'n aanmoediging, dis nie 'n raas nie, net om dit weer te verstaan, om mekaar weer daarna te herinner, dat ons dalk maar net weer ons harte kan oopmaak, en te sê, Here, ek het nog al die pad, U Gees doodgedruk in my lewe, maar ek wil my hart so oopmaak, en ek wil dit hê en leef, dit wat U Gees in my hart is. En natuurlik, die vrug is ook daar, maar as ek grampies gaan bly, en as ek nie vriendelik wil wees nie, as ek nie liefde wil uitleef nie, as ek nie lankmoedig wil wees nie, as ek nie goed wil wees en al die dinge nie, gaan daar niks na vore kom nie. Ek druk dit deur my eie lewe dood. En dit is hoekom ons harte so moet oopmaak, sodat die vrug na vore kan kom, dat ons vrug kan oplewer. Amen. Ja. So dit is vir ons 'n geweldige hulp. En die Gees moedig ons altyd aan om te bid. Daar's altyd 'n drang en 'n begeerte in ons hart, deur die Gees van God, om ons daaraan te herinner om te bid, om God die Vader te soek, want dis die belangrikste deel in ons geestelike lewe. En natuurlik oortuig het ons ook van sonde, so dit is ook vir ons 'n hulp om ons lewe uit te sorteer met sonde, om vergifnis te kry van ons sonde. So as jy oortuig word van jou sonde, dan kan jy gaan en jy kan dit gaan bely voor die Vader, deur die Here Jesus Christus, deur die Here Jesus Christus se lewe en offer en versoening kan ons wel vergifnis kry van ons sonde. So die Gees is geweldig belangrik in ons geestelike lewe. En wanneer mens gehoorsaam is aan dit, dan is dit asof 'n mens sommer net uitbreek uit baie dinge uit. Amen. Nou, ons kan alles doen wat ons moet doen. Ons kan even dien. Ons kan preek. Ons kan Bybelstudie doen. Ons kan soveel dinge doen. Maar as ons nie 'n verhouding het met ons hemelse Vader nie, beteken dit wat ons doen 0. Amen. Want dan begin mens dit doen uit selfgedrewendheid. Jy begin dit doen uit jou eie krag. En dit is nuttelose werke. Want alles wat uitvloei uit jou verhouding met die Here is nuttig. So baie keer doen ons baie dinge. Ons doen die regte ding baie keer, maar met 'n gebrekkige verhouding met die Here. Dit beteken vir ons zigolo niks. En dit het my getref vandag. Toe ek dit weer so deurgaan en ek dink, Here, ek kan preek, ek kan Bybelstudie hou, ek kan elke oggend vir almal kom Bybel lees, ek kan dit verduidelik, ek kan liedjies skryf, ek kan al hierdie dinge doen. Maar as ek nie 'n verhouding met U het nie, beteken my werke niks. Want ek kan hel toe gaan, ek kan verlore gaan, as gevolg van die feit dat ek nie 'n verhouding met ons hemelse Vader het nie. So alles wat jy doen, al jou werke moet uitvloei. Dit moet 'n uitvloeisel wees uit jou verhouding met ons Vader. Sure. Is daar al comments of ietsie wat ek mis? Almal is maar stil. Almal is stil. Mannie dansers, maar stil. Is jy ook stil, my man. Ek het ook baie stil geraak vandag. Nou kom ons lees gou hierso in Lukas 13 vers 23 tot en met vers 27. Ek dink ek gaan sommer vir ons dit op die skerm sit. Dan kan ons so lekker saam lees. Kom ons maak dit net so 'n bietjie groter. Lukas 13 vers 23 tot en met vers 27. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.
Nou dit is al vir ons 'n groot eye-opener, om te dink, daar kan mense wees wat verlore gaan. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Waar is ek nou? Vers 27. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en ons het op u strate geleer. En hy sal vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie, gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Daar sal geween wees en geknars van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf word buite toe. So dit het my vandag baie diep in my hart getref. Wat 'n verhouding het ek met die Here? Hoe ken hy my? Hoe ken ek hom? Doen ek moeite in my geestelike lewe om werklik 'n verhouding met ons hemelse Vader te hê? Ons kan baie keer sommer net so afskeep gebed doen. Ons kan baie keer net so voor ons aan die slaap raak, net 'n paar woorde prewel aan die slaap raak, ons gewete troos, ons kan hier en daar 'n vers lees uit die Bybel, en dis ons extent van ons verhouding, en ons kyk kerk, en ons kyk Bybelstudie, en ons lees saam met die woord uit en alles, maar daai verhouding is nie daar nie. En ons gaan sê, Here, maar ons het kerk gekyk, ons was saam in die Bybelstudie, ons het saam met almal geëet, ons het al hierdie dinge gedoen, en hy kan vir ons sê, gaan weg van my af, hy kan dit vir my sê, wat dit aangebied het. Yes. En ek dink dit was vir my 'n groot saak vandag in my eie hart. Onthou net, die woord praat eers met ons, wat dit bedien. En dan moet jy eers jou lewe uitsorteer, en jou hart uitsorteer, en sê, Vader, het ek werklik 'n volhoue, konstante verhouding met U? Alles wat ek oordra aan ander, is dit 'n uitspruit uit die verhouding wat ek met U het, die verstaan wat ek by U kry. En ja, dit is 'n geweldige saak, maar natuurlik, God is nie kwaad vir ons nie, sy wraak is nog nie op aarde nie, ons het tyd om reg te maak, ons het tyd om uit te sorteer, en dis die aanmoediging vanaand vir ons elkeen, en ons vat dit vas, en ons doen dit, en ons sê, Here, ons is jammer, waar is daar 'n bietjie lei en laks, en al hierdie dinge was, en so kan ons lewe opskerp, en ons kan hierdie verhouding kweek met God die Vader. Hoe kweek mens hierdie verhouding? Jy maak moeite. As jy met iemand 'n verhouding wil hê, jy gaan kuier by daai persoon, jy leer ken daai persoon, jy het 'n verhouding, jy praat, jy deel jou lewe, jy deel jou hartsgeheime en al die dinge, en so kry jy 'n verhouding met 'n persoon, en dit is natuurlik presies so met die hemelse Vader, met ons hemelse Vader, dat ons ook so 'n verhouding met hom kan hê. Amen. So ja, mens kan even baie dinge vir die broeders doen, sonder om 'n verhouding met die Vader te hê, en dit kan baie keer mense gewete troos. Ek doen die regte ding, so God sal my oorsien. As ek nie doen wat ek moet doen nie, ten minste gee ek, ten minste dien ek, ten minste doen ek dit, en ten minste doen ek dat. Maar dit kan niks vir jou doen, as jy nie 'n verhouding met jou Vader het. Ons kan verlore gaan. So ons kan nie ons gewete troos aan enigiets nie. Elke ou met 'n verhouding met ons Vader hê. Nie die prediker wat die woord uitdra nie. Elke liewe een moet met hom 'n verhouding hê. Nou kom ons kyk na gebed en offers, en dit vind ons op bladsy 3. Jy kan sommer daarna toe gaan as jy daar wil saam met my deurlees. Ek gaan so hier en daar 'n bietjie deurlees daarso. Baie interessante punte, opgewonde deel wat ons hier gaan lees uit die handleiding uit. Nou gebed was 'n integrale deel van die Joodse godsdiens, wat vanaf die Ou Testamentiese tyd en wette afkomstig was. Hulle het spesifieke gebedstye gehad. Hulle gebedstye het ook gepaard gegaan met offers, soos die oggend- en aandoffers. So met die gebed wat hulle gedoen het, het hulle ook offers gedoen. Nou dit was ook deel van die voortdurende en 'n vuuroffer wat 'n lieflike geur moes wees
voor die Here. Nou die eerste gebed was 9 uur die oggend, dit was die oggendgebed. Die tweede gebed was 12 uur die middag en die aandgebed was 3 uur die middag. So dit was 3 keer 'n dag wat hulle gebid het. Nou kan mens vir Daniël verstaan wat 3 keer op 'n dag gebid het. Okay. Yes. So hy was gehoorsaam gewees aan dit wat hy moes doen. Nou die tweede was 12 uur die middag en die aandgebed was 3 uur die middag. Nou in die Bybel lees ons dit as die 3de uur. Nou die oggendgebed, die 3de uur was die oggendgebed, die 6de uur Yes. die middaggebed en die 9de uur die saandsgebed. Ekskuus. Aandgebed, saans en aand, dis hy. So dit was 3 gewees. 9 uur, 12 uur en 3 uur. Okay. Nou, gebed gaan nie net daaroor om dinge te vra nie. Maar dit is 'n konstante verhouding met ons Vader. Maar wanneer ons hierdie konstante verhouding met ons Vader het, dan is ons vrymoedig om ons Vader dinge te vra. Nou baie keer het ons hierdie geweldige bekommernisse in ons lewe. En dan dink mens daar's iets fout met 'n mens mag nie bekommerd wees nie. Dit is normaal om bekommerd te wees. In sekere situasies, ewen Jesus Christus was bekommerd geweest in die tuin van Getsemane, hy het geweet wat hy moet deurgaan. Maar omdat hy so 'n konstante verhouding met sy Vader gehad het, kon hy dit aan hom bekend maak. En hy kon ook by sy wil bly. En hy kon hy kon vergenoegd wees met die Vader se wil. Want hy het geweet, daai beker kan nie verby hom gaan nie. Al het hy die Vader gevra, hy het dit aan hom bekend gemaak, hy het sy benoudheid aan hom bekend gemaak. Nou ons as mens is baie keer so besig om te probeer uitredeneer, nee, as ons in 'n benoudheid is. Is dit nou 'n toetsing? Is dit 'n beproewing? Is dit 'n aanval? Is dit 'n versoeking? Of wat is dit nou waarmee ek nou sit? Maar ons moet net verstaan, in ons geestelike lewe, maak nie saak of dit 'n toets, 'n beproewing, 'n aanval, 'n versoek, maak nie saak wat dit is nie. Ons moet die Here bly dien. En in sy volmaakte wil bly en groei en berus. Wow, is dit nie amazing nie? Want ons kan onsself so klaarmaak. Is dit nou die duiwel wat my aanval? Is dit nou God wat my toets, of is dit nou dit wat my dit, of beproewing, of wat ook al, dat ons naderhand in so 'n toestand raak? Nou baie keer kry jy nie die antwoord nie. Jy gaan deur dinge, want ons moet deur dinge gaan. Om te verstaan dat ons van elke woord van God moet lewe. Dit is wat ons moet verstaan. Amen. Wanneer ons deur al hierdie dinge gaan. So, ons moet net bly die Here dien. Maak nie saak deur wat ons gaan. Ja, dit is eintlik so 'n mooi voorbeeld vir ons, my engeltjie, as ons kyk na Dawid ook. Ek meen waar hy aandadig was in 'n saak en waar hy droog gemaak het hy nogtans na die Here toe gegaan. Is so. Of hy die vyand was wat hom aangeval het, as ons kyk Israel van ouds ook. Hoeveel keer het hulle so ver afvallig geraak? En dan op 'n kol, hulle omstandighede, hulle dryf hulle om die Here weer te soek. En wanneer hulle God aanroep, antwoord die Here weer. Natuurlik weet ons hulle het maar kanse gevat. Ons moet nie kanse vat nie. Ons moet eintlik by die punt van wat die woord sê, bekeer jou, los die ding, laat staan dit, gaan wandel in hierdie nuwe lewe. Maar die aanmoediging is, moenie top oor wat se tipe waar ook al jy in is nie. Is dit nou 'n beproewing of wat ook al nie. Gaan na die Here toe, kry vrede en rus by hom, en dis al waar jy dit gaan kry. Wow, dis mooi. Nou gebed is 'n oop, opregte gesprek met die Vader. Nou, ons moet hom leer ken om vertroue te hê in hom in ons lewe. Is dit nie? As jy nie iemand ken nie, het jy nie vertroue in daai persoon nie. Yes. Jy kan daai persoon nie vertrou nie, want jy weet nie wat is sy volgende move nie. Yes. Maar wanneer jy 'n verhouding het met 'n persoon, dan weet jy presies waar jy met daai persoon staan. Yes. En jy kan hom vertrou in jou lewe, of jy weet om hom nie te vertrou in jou lewe nie. So dit is hoekom dit so belangrik is om wel met ons Vader 'n verhouding te kan kry, om hom te kan vertrou in ons lewe. Nou wanneer ons na verhoudings kyk met mense, weerspieël dit baie keer in ons gebedsverhouding met ons Vader. Is dit nie so nie? As jy 'n persoon is wat vreeslik ongemaklik is in mense se geselskappe, gaan jy ook ongemaklik wees in God se teenwoordigheid.
As jy 'n onvrymoedige mens is, wat baie keer maklik terugtrek en jy voel jy kan nie praat nie en jy het nie die woorde nie en jy is nie vrymoedig nie, gaan jy ook so met God operate. Okay? Of jy gaan oordonder, want baie keer in ons verhoudings oordonder ons ander mense so, of ons beheer, of ons manipuleer. En dit weerspieël ook in jou verhouding met die Here. Nou, wanneer ons sulke tipe verhoudings, het, weerspieël, okay, dit het ek klaar gesê. Nou, as jou verhouding met mense voorwaardelik is, gaan jy ook met God so praat. Is dit nie? As jy hierdie voorwaardelike verhouding het, 'n tit vir 'n tat, ek moet altyd iets uit jou uitkry, 'n deel uit jou uitkry, of wat ook al, gaan jy ook oor God so voel. So jy gaan net altyd alles by God wil hê. Hy moet net doen wat jy vir hom sê, want anders stel jy vir God ultimatums. Is dit nie so nie? As jy dit nou nie gaan doen nie, gaan ek terugval. As jy nie gaan dat nie, gaan ek dat. So jy wil eintlik God manipuleer. Want baie keer manipuleer ons in ons verhouding mense. En dan wil ons dit ook met God doen. Nou, God gaan dit nie toelaat nie. Nooit ooit nie. Omdat hy toelaat, hy raak ons gefrustreerd. Yes, en omdat hy dit nie toelaat nie, raak ons verskriklik frustreerd met die Here. Ons raak kwaad vir die Here. Ons raak omgekrap met die Here. Ons wil nie bid nie, ons wil hom nie soek nie. Ons trek sommer weg van die Here af. Ons is baie keer kwaad, ons is baie keer rebels teenoor God. Omdat hy nie doen, hy gaan nie ons wil vir ons gee nie. Sin in ons wil. Wat ons wil nie, en ons wil ons sin nie. Ons wil dit op God afforceer, ons wil dit op hom afdruk. En God gaan ons nie bederf nie, deur ons wil en ons sin vir ons te gee nie. En dit is hoekom ons baie keer nie happy is met die Here nie. Want ons sommer terugval en terugsak en omgekrap raak en al hierdie dinge. So ja, dit is 'n groot saak in ons lewe. Dit is hoekom 'n mens moet uitsorteer, verander, 'n verhouding met die Vader kry, sodat al daai dinge wat nie lekker is in jou lewe nie, kan begin uitsorteer, kan begin afval, begin niet raak. Nou, dit was vir my so mooi gewees, die tempel en die rowerspilonk op bladsy 5. Ek spring na redelik punte toe, waar ons geweldig baie dinge om te bespreek in gebed, maar ek wil net so hier en daar die belangrikste punte vir ons aanhaal, en dan kan ons lekker volgens dit verstaan. Nou, in ons huis van gebed, of in ons huis, is ons huis, regtig, is ons huis 'n huis van gebed, of is dit 'n rowerspilonk? Nou, wanneer ons gebed vir verkeerde doeleindes gebruik, kan ons so selfsugtig raak, dat ons nie ons broeder se behoefte raak sien nie, het sy geestelike of tydelike. As ons kan en daartoe in staat is, moet ons broeder met aardse dinge help, en as ons dit nie doen nie, word ons as moordenaars geklassifiseer. Gelowiges wat wel materiële oorvloed het, word verplig om ook op die wyse hulle medegelowiges by te staan. En as ons kyk na die rowerspilonk, ek bedoel, Jesus het mos nou die mense uit die tempel uitgejaag, en hy het vir hulle gesê, my huis is 'n huis van gebed, nie 'n rowerspilonk nie. Nou baie keer, ons is mos nou die huis, ons is 'n tempel. Okay, wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem, dan word ons in die huis, ons word in die gebou, hierdie tempel waarin die Gees van God is. En as ons dinge in ons harte wegsteek, kan ons ook hierdie rowerspilonk raak. Dan is ons nie 'n huis van gebed nie. Ons kan baie dinge wegsteek in ons harte, wat veroorsaak dat ons 'n rower word, 'n rowerspilonk, 'n moordenaar is van ander. Nou, dit het my getref vandag, in 1 Johannes 3 vers 15. 1 Johannes 3 vers 15, kom ons lees gou daar. 1 Johannes 3 vers 15. Ekskuus, ek wil dit net gou op die skerm vir julle sit, dan kan ons so lekker saam lees. Hy sê, elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, waar is ek nou?
Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? En dit het my getref vandag, want enige iets wat jy van iemand beroof, is jy 'n rower. En as jy nie doen wat God se woord vir jou sê om te doen nie, dan kan jy 'n moordenaar wees van jou medebroer en suster. En ek dink die mens besef altyd, wat 'n mens baie keer in jou hart wegsteek nie. Wat 'n mens baie keer nie doen wat die woord vir jou sê om te doen nie. Wat jou ook 'n moordenaar kan maak en wat jou ook 'n rower kan maak. Jy kan God beroof met jou eie denke, idees, gedagtes en jou eie wil en sin en al hierdie dinge. En dit beroof ook ander. En dit kan maak dat jy as 'n moordenaar gesien word. En moordenaars kan nie in die koninkryk van God ingaan nie. So ek dink nie baie keer besef 'n mens, wat is die erns van God se woord nie. Want 'n mens dink nou maar net, hulle het maar net handel gedryf in die tempel. Maar wat dryf jy baie keer in jou hart? En dit is hoekom ons lewe moet uitsorteer volgens die woord van die Here en daaraan gehoorsaam wees, sodat ons nie hierdie rowers en ons harte toesluit vir ander om moordenaars te wees nie. Want ons kan baie keer mense beroof van baie dinge. As ons nie doen wat ons moet doen nie, dan is jy 'n moordenaar, jy's 'n rower. Joh, dit het my mind geblou vandag. Ja, joh, poppies, dit is omtrent nou scary om daaraan te dink, dat so enigiets wat jy moet gee en uitdeel, of dit nou geestelik of tydelik is, Yes. verander, hou jy vir jouself, want dit is nie eintlik jou goed nie. Dis nie jou Of dit goed nou nie. jou geld is, of dit nou jou tyd is, of dit jou gebed is, maak nie saak nie. Yes. Dit behoort nie aan jou nie, want ons dra ons vrug vir ander, ons dra nie vrug vir onsself nie. Yes. My vrou, dit het my op 'n ander level gestryk hierdie ene, hoor. Ja, en jou geaardheid kan ook ander beroof. Is dit nie so nie? So ons moet altyd laat gaan en saamwerk en uitdryf wat uitgedryf moet word. En dit is, ja, dis selfsugtigheid. En ek besef nou die dag, enige geaardheid in jou lewe wat selfsugtig is, veroorsaak dat jy hierdie rower en moordenaar is. Want dit gaan nie oor jou, ek, my en myself. Maar die res van die broederskap het jy nie 'n saak mee nie. So hoe beroof jy ander mense? As jy nie bid nie, as jy nie die Here soek nie, as jy nie saamwerk in die liggaam van Christus nie, is jy 'n rower en 'n moordenaar. Want jy sien nie die behoefte van dit wat daar moet wees, want as jou huis 'n huis van gebed is, gaan jy nie meer hierdie selfsug hê nie. Jy gaan uitreik, jy gaan nie meer redeneer nie. Jy gaan gee wat jy moet gee, jy gaan doen wat jy moet doen, sodat jy nie ander beroof nie. Want ons lewe is nie oor onsself nie, dit is wat ek besef. Ons lewe as kind van God gaan nie meer oor jouself nie. Jy's heel laaste. En ek dink as ons na Jesus se voorbeeld kyk, dan kan ons nogal sien, dat Jesus het vir ons die voorbeeld gegee en gewys, dat hy nooit aan homself gedink het nie, maar aan die mens wat hy moes losmaak en vrymaak. Maar ons dink altyd aan onsself. En dit is hoekom ons in sonde bly, in ongeregtigheid bly, vasgevang bly. Kom ons gaan verder. Hier is geen goeders vanaand nie. Nee, ons is... Sê niemand iets vanaand vir my. Ons emojis praat maar vanaand. Glo vir my, ek het vandag hier gesit en sidder en bewe. Ja, hier is wat Ruwaida het iets gesê, Alfred het gepraat van tantrum gooi. Ek sien dit nie. So, kyk, kom ek lees gou vir Ruwaida het op 'n stadium gesê, so dit maak net sin om van ons geaardheid te laat gaan, anders wys dit in ons verhouding met God en gebed. Yes. Hierdie sê net, sjoe, Lindy sê, sjoe, want jy is 'n tempel. Wow, vir my is dit mind-blowing, dit ruk my diep, sê Lally. En Kitty net, ja, dit is so waar, Lindy sê weer, ons kan 'n struikelbol word met 'n geaardheid, en sê Werner, dit is so waar. Ja, en weer die struikelblokke. Ons kan 'n struikelblok wees vir ander, met dit wat ons doen en nie doen nie. So. Nou, ons gebedslewe moet eers wees.
Die res moet daaruit vloei. En ons moet ook groei in gebed. Ons woordeskat moet ewen groei in gebed. Jy kan nie meer bid soos toe jy tot wedergeboorte gekom het nie. Daar moet al bietjie 'n change kom. Daar moet al bietjie meer verstaan kom. Daar moet al 'n groei kom in jou lewe. En ek dink baie keer daaraan dat ons laat ons nie meet nie. Ons kom nie uit nie. Ons kom nie aan die lig nie. En daarom groei ons nie. Ewen die wêreld weet. Jy moet jouself daar buite sit. Sodat jy kan groei. Die wêreld weet dit. Jy moet gekonfronteer word. Jy moet kritiek kan kry. Jy moet gemeet word. Maar as ons nie iets gaan gee wat gemeet kan word, die kan ons nie gemeet word nie. En dit is hoekom ons op dieselfde plek bly vir jare en jare en jare en nie groei nie. Vrees, en daai ou met die een talent was vreesbevange. Yes, jy wil nie uitkom nie. Jy hou alles vir jouself. Jy maak bitter min jou mond oop. Jy praat nie eintlik nie, want dan gaan uitkom wat in jou hart is. En natuurlik moet uitkom wat in jou hart is, sodat jy gesuiwer kan word in jou hart. Ja. Nou kom ons lees gou die vervulling van die offer, want hulle het ons nou hierdie 3 gebedstye gehad, en saam met dit het hulle geoffer. Nou daar was 'n vervulling van hierdie offer, en dit lees ons op bladsy 9, kom ons lees gou lekker daardeur, want Jesus Christus was die vervulling van die hele wet, psalm en profete. Okay? En ons gaan nou nog verder sien, wat het Jesus nog kom vervul? Hy het ewen die offers en die gebedstye kom vervul. Wow, is dit nie amazing nie? Nou, Jesus was in die oggendure in hegtenis geneem, terwyl dit nog donker en nog nag was. Nou teen dagbreek, dit was ongeveer 6 uur die oggend, het hulle Jesus na Pilatus gelei. Nou dit lees ons in Markus 15 vers 1, jy kan dit vir jouself mooi gaan lees. Al die skrifgedeeltes is in jou handleiding, gaan lees dit weer, nadat ek het lekker bedien het vanaand, gaan lees dit weer deur, en gaan dit vir jou nog meer duidelik wees. Nou sy verhoor en die oproer van die stad het geduur tydens die oggendoffer, 9 uur die oggendgebed, tot voor die middaggebed, die 6de uur van die dag, 12 uur die middag. Pilatus het Jesus oorgelewer om gekruisig te word voor die middaggebed. Nou kom ons lees in Johannes 9 vers 13. Ek gaan nou nie al die skrifte opsit nie, ek gaan dit gou lekker vir ons deurlees. Jy kan dit weer lekker op jou eie tyd gaan deurlees. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek van die wat plaveisel genoem word, en in Hebreërs, Kabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga. En omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Jesus was weggelei om gekruisig te word, terwyl hy op die kruis was, het die 6de uur, 12 uur die middag, die middaggebed aangebreek. Nou vanaf die middaggebed, tot en met die aandgebed, was daar duisternis op die aarde. Hy het gesterf op die tyd van die aandoffer, die aandgebed, 3 uur die middag, ongeveer, nee, ongeveer. En van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Nou, Jesus se kruisiging was die offer wat hy aan God gegee het vir die verlossing van die wêreld. Okay, nou in Hebreërs 9 vers 14 lees ons, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Efesiërs 5 vers 2, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God, tot 'n lieflike geur. So Jesus se offer het reeds 'n aanvang geneem, terwyl hy onder die verhoor was. Nou tydens die môreoffer, waar hy voor die middaggebed oorgelewer, en ten tye van die middaggebed aan die kruis gehang het, tot en met die aandoffer. Hy was oorgegee, soos wat dit in die wet geskryf was, dat daar 'n voortdurende
en vuuroffer moes wees as 'n lieflike geur. So al hierdie dinge het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom. Die oggendgebed, die middaggebed, die aandgebed, die voortdurende offer, die vuuroffer, die lieflike geur en reuk van die offer wat voor God moes wees. Alles het in Jesus in vervulling gekom. Is dit nie so verskriklik mooi nie? Nou Jesus het gekom om die offers wat profetiese manifestasies in die vlees was te vervul. Die aardse instellings was profetiese manifestasies wat deur middel van dade geprofeteer was, totdat die volmaakte offer gekom het en dis die Here Jesus Christus. Dit is waarom dit nie nodig is om enige wettiese offers en offerfeeste te beoefen nie, aangesien dit profetiese aksies was wat Jesus vervul het. Nou geloof in Jesus gee verlossing, vergifnis van sonde en redding wat 'n einde aan wettiese instellings maak. So alles, ewen die gebed en die offers en alles het in Jesus Christus in vervulling gekom. Want nou moet ons as kinders van God die hele tyd in ons harte moet ons God aanbid. Dis nie net meer sekere tye van die dag nie. Dis nie meer daai reëls wat neergelê is vir ons nie. Ons moet nou weet as kind van God, moet jou hart voortdurend voor God wees. Afgesonder van hierdie wêreld, God aanbid. 24/7, 7 dae 'n week, 365 dae 'n jaar, moet ons voor God wees en ons moet hom aanbid en ons moet afgesonderd lewe van hierdie wêreld, van die Here Jesus Christus het hierdie offer kom bring vir ons sonde, sodat ons vergifnis van ons sonde kan kry. Is dit nie so mooi nie? 'n verdere merkwaardige gebeurtenis het tydens die oggendgebed na Jesus se opstanding plaasgevind en dit was die uitstorting van die Heilige Gees. So die uitstorting van die Heilige Gees het ook met die oggendgebed plaasgevind. Is dit nie so mooi nie? So alles het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom. So ons hoef nie meer fisiese offers te gaan doen nie, ons hoef nie meer spesifieke gebedstye te hê nie, ons moet ons harte so oopmaak, dat ons hierdie lieflike geur vir hom is, dat ons onsself offer voor hom elke dag, dit wat kosbaar is vir ons geaardheid, ons lewe, sodat dit hierdie lieflike geur kan wees voor God. Ons moet ons sonde kom bely, dis daai sondoffer wat ons moet bring na God toe. So al hierdie dinge het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom. Wow, is dit nie mooi nie? Nou, hoe meer ons hart en ons wese oopmaak voor God, hoe meer kan ons hom vertrou in ons lewe. Amen. Nou die voortdurende offer en vuuroffer wat 'n lieflike reuk voor God was, is nou ons lewe. So ons lewe moet nou elke dag hierdie offer wees voor God. Ons moet onsself offer, ons moet ons afskei van die wêreld, ons moet ons rug daarteen draai. Ons is uit Egipte uitgehaal, uit die wêreld uitgehaal. Ons is verlos daarvan, ons was slawe van die sonde gewees. En God het ons kom red en verlos en kom vrymaak daarvan. En ons moet daar uitbly. En dit is hierdie offer wat ons elke dag bring voor sy aangesig, om nie meer deel te wees van hierdie wêreld nie, om ons af te skei, om ons kruis op te neem en die Here Jesus Christus te volg elke dag van ons lewe, om in sy dood te groei. Is dit nie mooi nie? So daar moet niks van die wêreld in ons oorbly nie. Ons moet dit offer, ons moet dit prys gee. Wow, dan is dit 'n lieflike reuk voor God. Dis ons redelike godsdiens, is dit nie? So ja, ons moet nou elke dag moet ons voor hom wees. Nou, gebed, die hele samevatting van gebed, is natuurlik 'n spontane verhouding met ons hemelse Vader, iets wat gekweek moet word, iets wat moet groei in ons harte. Ons kan met normale woorde in nugterheid met die Vader praat in ons binnekamer. Ons kan hom gaan soek, ons kan met alles na hom toe gaan. Al ewen het jy begeertes in jou hart, bring dit voor hom, sorteer dit uit voor hom. Jy mag hom vra wanneer jy behoefte het. Jy mag alles vir hom vra. En dit is hoe jy 'n verhouding met jou hemelse Vader het. Nou, gebed is natuurlik ook nie 'n oorlogswapen nie.
Want ons gebruik gebed baie keer as oorlog. Nee, ons het oorlog teen mense, ons het gevoelens teen mense, ons is kwaad vir mense, en dan wil ons dit in gebed deurdryf, en ons wil hê God moet voel, soos wat ons gevoel. Ons wil die duiwel baie keer gaan bind, en al die dinge onder gebed, ons kan dit nie doen nie, ons moet onderwerp aan God, ons moet die duiwel weerstaan, en dan sal hy van ons wegvlug. Dit is hoe jy die duiwel oorwin. Okay. Dan weerstaan beteken nie, gaan in 'n geveg met hom nie. Weerstaan het jy weier om volgens sy toe te gee, dankie. Yes. Nou, jou hele saak van gebed gaan gaan oor onderwerping. Dit gaan oor sagmoedigheid. Dit gaan om 'n nederigheid voor God te kom. Anders gaan ons aan met ons oorlog. En God is nie saam met ons in daai oorlog nie. God is nie saam met ons in daai oorlog nie. Hy kan dit nie toestem nie, hy kan dit nie bevestig nie, want dit is nie deel van God nie. God wil red, hy wil verlos, hy wil vrymaak, hy is nie kwaad vir mense nie, hy is nie omgekrap nie, hy is nie geïrriteerd nie, hy is nie hoogmoedig nie, hy is nie arrogant nie, hy is nie rebels nie, hy is nie trots nie. So daai oorlog wat ons baie keer aan ons hart het, God is nie saam met dit nie. God is nederig, hy is liefde, hy wil red, hy wil verlos, hy wil vrymaak. So 'n mens oorwin die duiwel deur die onderwerping aan God. Nou, oorwin kwaad vir mense, en ons met die kwaad vir mense oorwin deur die liefde van God, die vergifnis, die genade van God, wat nie kwaad is vir enige iemand nie, hy wil red. So ons moet deur sy liefde, wat in ons harte uitgestort is, moet ons hierdie kwaad oorwin. So ja, vergewe dat jy vergewe kan word, en vergifnis oorwin die duiwel. Dit is wat Jesus Christus kom doen, en die duiwel het mag gehad oor die mense siel, oor die mense innerlike. En die Here Jesus Christus het vergifnis gebring vir sonde. En dit het die mag van Satan oor die houvas wat Satan oor die siel van die mens gehad het, kom breek. Dis die sleutel. Dis die sleutel van God se koninkryk, is vergifnis. Dis hoe jy daar ingaan, is deur vergifnis. Dis hoe jy bind en ontbind, is deur vergifnis. Want as jy iemand nie vergewe nie, is jy gebind. As jy iemand vergewe, is jy ontbind. Jy's uit die gevangenis uit. Okay? So ons kan nie God se koninkryk gaan oop en toesluit met 'n sleutel. Ons moet vergewe, sodat ons daai vergifnis in ons harte kan hê, sodat jy ontbonde kan wees. Dat jy nie in 'n gevangenis hoef te wees nie. Prys die Here. Waar trek ons Dis tyd? net 'n crazy Bybelstudie hierdie. Dis so mooi, en Jesus het vir ons natuurlik kom leer om te bid, hy het sy disippels kom leer om te bid, die hele Onse Vader, en natuurlik, dis nie net woorde nie, dit is 'n lewenswyse, okay? En ek dink weer vandag aan die Onse Vader, ons kan dit aframmel, en dit kan uit 'n herhaling van woorde wees, of 'n mens kan verstaan, wat Jesus hier probeer oordraai het vir ons. Nou ook in Johannes 17 het Jesus vir ons gebid, en as ons dit lees, is dit 'n geweldige groot bemoediging vir ons, om te sien hoe Jesus met die Vader gepraat het. Ek weer daardie lees, en dink ek, joh, dis hoe Jesus met die Vader gepraat het, met soveel liefde, sagmoedigheid, nederigheid, sorg, omgee, hoop, aanmoediging vir die mens. En dit is hoe hy vir ons gebid het, elke liewe een wat hom sou aanneem, wat kind van God sou word. Nou op hierdie punt gaan ons 'n liedjie luister, wat ek geskryf het oor Johannes 17, dat ek bid vir julle. Geniet dit saam met my. Ek bid vir hulle wat aan u behoort. Bewaar hulle dat hulle met ons een kan wees. Ek het alles volbring, die uur is hier, verheerlik my Vader. Ek bid vir hulle wat aan u behoort. Bewaar
sou met ons een kan wees. Ek het u verheerlik, u naam bekend gemaak. Hulle weet dat alles van u kom. Ek bid vir hulle wat aan u behoort. Bewaar dat hulle met ons een kan wees. U woorde het ek hul geleer. Hul word gehaat deur die wat het nie aanneem. Neem al die weg uit die wêreld, maar bewaar hul van die bose. Geheilig in uw woord, om my heerlijkheid te sien. Ek bid vir hulle wat aan u behoort. Bewaar hulle dat hulle met ons een kan wees. Ja, dit is so mooi. Dit is 'n opsomming van Johannes 17. Gaan lees dit gerus, die gebed van Jesus Christus, wat hy vir ons elkeen gebid het. Dit is so mooi. En hy het ook gebid dat as jy uit die wêreld weggeneem sal word, ons gaan nie weggeraap word nie. Ons gaan deur alles gaan en ons moet oorwin. En dit is hoekom hy gevra het dat sy Vader ons sal verlos van die bose, sal bewaar van die bose, dat ons sal volhard tot die einde toe, sodat elkeen gered kan word, dat ons ook die Here Jesus Christus sy heerlikheid kan aanskou. Dit is so mooi. Hy wil graag hê ons moet dit ook sien, saam met hom. Is dit nie amazing nie? Wow, dit is so mooi. Toe ek daardie lees, dink ek, joh Here, dit is so mooi. Nou kom ons begin by vas, dit is bladsy 21, dit gaan nie lank wees nie, lekker vinnig gaan ons hardloop deur ons vas les, en dan gaan ons dit ook so 'n paar beginsels net so bietjie aan mekaar oordra. Nou ons het nou al 'n hele paar keer gepraat oor vas en gebed. Ons doen mos die Bybel lees in die oggende. Ons gaan nou deur Matteus en daar het ons ook al gelees van hulle het vir Jesus gevra hoekom vas sy disippels nie, maar hulle moet vas en al hierdie dinge, en Jesus het dit mooi verduidelik dat hulle gaan eers vas wanneer die bruidegom weggaan, na sy opstanding, na die hemelvaart sal hulle kan begin vas met die uitstorting van die Heilige Gees, want toe eers kon die mens sy hart vir die Here gee, weergebore word, toe het die vas 'n effek in sy lewe. Voor dit as sondaar, dit help glad nie 'n sondaar vas nie. Die wat in die Ou Testament was, het dit as 'n uiterlike ritueel gedoen. Dit het geen geestelike betekenis gehad op daardie stadium in hulle lewe nie. Maar dit het wel in die Here Jesus Christus ook in vervulling gekom, dat ons dit wel nou kan doen, dat bande in ons lewe kan breek en kan uitsorteer. Okay, so dit is die doel van vas. Bande moet in ons lewe breek, ons lewe moet uitsorteer, ons moet loskom, ons kon vrykom, die stroppe moet los, die jukke moet af. Yes, prys die Here, en dit is wat vas doen. Nou, dit is mooi om te dink dat die mens kon dit eers doen toe die Here Jesus Christus opgevaar het, die Heilige Gees uitgestort is. Toe het dit daai effek in ons lewe in die Nuwe Testament. Want nou kan ons tot bekering kom, ons kan ons hart vir die Here gee, ons kan die Gees ontvang, en met ons nuwe lewe kan ons die pad stap en groei en uitsorteer, ook in vas. Okay. Die grootste besef wat ons as kind van God moet kry, is dat jou lewe nie oor jouself gaan nie. Dit is die grootste besef wat ons as kinders van die Here in ons lewe moet kry. Anders lewe jy hierdie lewe wat net oor jouself gaan, en ons het nou gehoor dat jy kan verlore gaan. Jy kan 'n rower wees, jy kan 'n moordenaar wees. So jy moet verstaan, jy leef nie vir jouself nie. En dit is hoekom jy moet verander, en dit is hoekom jy moet uitsorteer. Dis hoekom daai stroppe moet losgaan, die jukke moet afgaan, sodat jy nuttig kan raak in God se koninkryk vir sy dienswerk. Nou die geaardheid en dinge wat ons opgebou het in ons ou lewe,
moet uitgesorteer en verwyder word. Nou, 'n aardheid gaan oor selfgesentreerdheid, net oor jouself. Ek dink ons kan met mekaar saamstem, dat jou geaardheid gaan net oor altyd van waarvan jy hou, wat jy wil doen, wat jy wil verstaan, wat jy wil sê, en wat jy wil afdruk, en wat jy wil forceer, en al die dinge, dis waaroor jou geaardheid gaan, en dis nie wat die Here Jesus Christus kom doen het, nie, die woord van waarheid, van lewe, van krag, van heerlikheid kom bedien, en dit is wat ons as kinders van die Here ook moet doen. Dit moet nie gaan oor ons eie insienswyse, ons opinies, ons idees en gedagtes nie. Nou, dit sluit meeste van die tyd ook kom ons kan lees dit gebeur, dit sluit meeste van die tyd net mense voorwaarlik in, dit sluit ook die meeste van die tyd net mense voorwaarlik in, wat dieselfde denke en belangstellings as jy het. Dit wat jou geaardheid goedkeur, en dit het niks met goddelikheid te doen nie. Okay, so jou geaardheid trek mense, dit vorm 'n kliek, of wat ook al die geval mag wees, wat jy mee saamstem, wat ook deel is van jou standpunte, wat jy dink is goddelik, dit is nie, dit vorm 'n kliek, okay. Nou, sodra 'n mens besef, dat jou geaardheid partydig is vir jouself, dit het nogal diep in my hart gepraat, jou geaardheid kan partydig wees vir jouself, kan net oor jou gaan. Ja, dit is so. So, jou denke, maniere, idees, goedkere, afkere, selfsug ensovoorts, besef 'n mens dat dit hardheid is en nie goddelikheid nie. Dit is ook 'n tipe van 'n manipulasie. Alles moet altyd oor jou gaan. Anders is jy ongelukkig. Okay, so dit is geaardhede. Nou ja, ons moet dit uitsorteer. Nou, in God se koninkryk gaan dit oor medebroers en susters, siele wat gered moet word, jy moet nuttig raak in God se koninkryk, jy moet dien, jy moet aflê, jy moet jouself offer, jy moet jou eie way wat vir jou kosbaar is, laat gaan. Ja, dit is in God se koninkryk. Dis totaal teenstrydig met ons geaardheid. Nou met vas, openbaar hierdie dinge en kan die bande in jou lewe breek. So dit is wat vas doen. Wanneer jy vas, openbaar dinge in jou lewe wat jou vashou om nie nuttig in God se koninkryk te wees nie. So dis alle onbruikbaarheid in God se koninkryk, sodat jy bruikbaar kan word. Nou, ons moet die woord aanneem. Anders kan vas ook soos 'n vloek voel. Okay? Want wanneer jy vas, openbaar God aan jou, hy antwoord jou, want ek bedoel vas en gebed loop hand aan hand, jy bid baie keer, Here, verlos my en al hierdie dinge, en jy vas en jy soek die Here, nou openbaar die dinge in jou lewe, dit kom aan die lig, daai stroppe kom los, maar nou moet jy daai juk afhaal. Jy moet begin saamwerk met God om daai dinge uit te sorteer wat geopenbaar word. En hoe word dit baie keer geopenbaar? Deur die woord van die Here. Dis hoe ons dit verstaan. Dit is hoe ons verstaan, maar hierdie ding is nie volgens God se koninkryk nie. Die Gees is daar om ons te oortuig van die woord, sodat ons kan verstaan, maar hierdie dinge in ons lewe moet uitsorteer. Okay. So, as 'n mens nie wil saamwerk nie, kan dit baie keer vir jou voel, dit is soos 'n vloek, dis hierdie las. Want as die ding openbaar, dan weet jy, maar nou is dit jou verantwoordelikheid om hierdie ding uit te sorteer. En ons is nie lus daarvoor nie. Okay? En dit is hoekom 'n mens so depressief bly in 'n mens se geestelike lewe. Want as 'n ding openbaar, moet jy saamwerk, moet jy uitsorteer, moet jy daai juk afkry. Daai strop is los, nou moet jy daai juk afkry. Jy moet daai las afkry. Nou moet jy die Here Jesus Christus se las, wat lig en sag en sondeloos is, op jou kry. Maar nou probeer jy dit bo op hierdie las sit. Nou raak dit 'n baie swaar las, want dit moet af, sodat die ander kan op. Sure. Okay, so ons moet begin saamwerk met dit wat openbaar, want ek dink vandag daaraan. Ons is slawe van sonde, ons is slawe van ons geaardhede, en dinge wat nie uitsorteer in ons lewe nie. Nou antwoord God ons, deur dit vir ons te openbaar, of ons te wys, raak los, kom vry. Maar dit gaan nie outomaties gebeur nie. Dis nou ons verantwoordelikheid om dit uit te sorteer. Nou ek dink vandag daaraan, dat die woord sê ook, ons moet nie ydelle herhaling van woorde in ons gebed gebruik nie.
Nou ons as kinders van die Here is so geneig, nê, om te sê, ag Here verlos my. Here verlos my asseblief. Here verlos my asseblief. En ons herhaal dit en ons herhaal dit en ons herhaal dit. Maar God het jou al lankal geantwoord om dinge te openbaar in jou lewe aan die lig te bring, sodat jy kan sien watter mens jy is. Dis mooi gestel. So. Nou moet jy begin werk om dit uit te sorteer, om toe te gee aan die woord, om daai verlossing te kan kry. Want ons wil bid, en dan wil ons môreoggend opstaan, en dan wil ons 'n ander mens wees, want God moet dit vir ons gedoen het. Hy openbaar, sodat ons kan loskom en vrykom en kan verstaan waar lê ons probleem, sodat ons daaraan kan werk. So dit is 'n groot saak in ons lewe, dit is wat vasdoen, dit bring aan die lig, dit openbaar. En ons moet werk, ons moet uitsorteer. Ek dink dis wat die punt wat ek en jy nou al bestadium toe gevas het, dan sien ons die hel dan al is breek los. Yes. Maar dit is ons geaardhede, dit was nie omstandighede nie. Ja, Ja, ons het baie keer rof gefight na 'n behoorlike vasting. En destyds het ons nie verstaan nie. Ons het nader gevoel dis 'n vloek om te vas tot ons begin die woord verstaan het. Kom jy agter, Here, maar die oomblik as daai geaardheid manifesteer, het God jou vas geantwoord. Nou verstaan jy wie jy is, Yes. en nou moet jy die woord begin toepas en aanvaar in jou lewe en volgens jou lewe volgens dit inrig sodat daai verlossing finaal kan deurbreek. Ja, dit is wat Werner sê, dis geen wonder hoekom ons baie keer wil wegkry van God af nie, want ons wil nie ons verantwoordelikheid nakom nie. Ja. Ons wil hê God moet dit vir ons doen. Maar hy antwoord ons, hy sê vir ons. Hy openbaar dit aan ons. Nou moet ons begin werk. Nou moet ons begin uitsorteer, saamwerk. Nou as jy vas en aan jou ou lewe vashou, gaan jou lewe skeer. Yes. Jy gaan dit ervaar, jy gaan dit beleef, jy gaan dit mekaar uitval. Ja. So jy kan nie daai ou lewe probeer patch nie, met die nuwe lewe nie. Jy moet in daai nuwe lewe begin lewe. Want onthou net, jy kry hierdie nuwe wyn. Okay, in jou lewe, hierdie nuwe lewe. En jou lewe is hierdie wynsak. Nou moet hierdie nuwe lewe en jou hart moet begin saamwerk in God se koninkryk. En nou sit daai wyn uit. En hy sit uit en hierdie leersak werk saam om uit te sit sodat hy wyn kan uitsit. En so kan jou hele lewe uitsorteer. Andersins gaan jou lewe op 'n stadium uit mekaar uitbars. Kan nie twee vermeng nie. Jy kan nie die twee vermeng nie. Jy gaan moedeloos raak, jy gaan terugsak, jy gaan terugval, jy gaan wegkruip vir God. Want ons wil aan hierdie twee lewens vashou. Ons wil die een saamtrek met die nuwe. Dis wat hy sê, strek jou uit na wat voor is, vergeet wat agter is. En gaan vir hierdie nuwe lewe, maar werk saam. Doen jou ding wat jy moet doen volgens die woord van die Here. Maar dit is ook so mooi die gelykenis wat Jesus gesê het, dat die koninkryk is soos hierdie suurdeeg wat ingewerk moet word. En dit moet jou hele lewe deursuur, dit moet ingeknie word en is seer en is moeilik. Maar op die ou einde van die dag is jou hele lewe deursuur met hierdie nuwe lewe van jou. Amen. En dit is hoekom dit ook, daar, jy gaan sien in die manual, is daar ook 'n gevaar in vas. As jy nie daai ou lewe laat gaan nie, gaan jy uit mekaar uitval. Jy gaan terugval in jou ou lewe in, want jy gaan moedeloos raak. En die vas wat God verkies, is om los te maak die bande van ongeregtigheid. Is om die wat iets teen jou het en jy teen hulle, laat vry uitgaan. Jy moet vergifnis, dis die sleutel. Daai bitterheid en haat en al hierdie dinge in 'n mens se lewe moet gaan. Dit moet uitgesorteer word met die sleutel van vergifnis. Dis wat ons gekry het in ons lewe. En dis baie keer waar ons vashou. Ons hou in daai ou lewe vas aan wrokke en bitterheid en seer en al hierdie dinge. En al hierdie dinge kan uitgesorteer word in 'n mens se lewe wanneer 'n mens saamwerk. Maar as jy teen God werk, gaan hy naderhand teen jou stry. En dis wat jy ervaar. So, op die einde van die dag, dink ek, ons het 'n geweldige groot verantwoordelikheid
As jy wil vas, gaan vas vir die regte rede, om te besef, Here, die dinge in my lewe moet openbaar. Dis al waaroor vas gaan. Jy kan nie vir geld gaan vas nie. Nope. Al wat gaan openbaar in jou lewe as jy gaan vas vir geld, is geldgierigheid. Jy gaan verstaan, maar ek is gierig. Ek vas nou vir die verkeerde redes. Jou lewe gaan uit mekaar uitskeer. Jy gaan God begin beskuldig. Want dit wat jy dink jy vas voor, gaan nie gebeur nie. Jou lewe gaan uit mekaar uitval. So vas vir die regte motief, en al motief wat daar is die bande in jou lewe moet breek, sodat jy nuttig kan raak in God se koninkryk, sodat die ander ook kan vrykom en loskom. Maar dit begin by jou. Amen. So alles wat verkeerd is, gaan openbaar. Sure. En dis harde werk. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat ons het. Maar dit moet ons nie bang maak vir vas nie. Dit moet ons opgemonde maak om te dink, Here, alles in my lewe kan openbaar en ek kan daaraan werk. Maar dis die gesindheid wat jy moet hê wanneer jy vas. Want as jy vir die verkeerde redes gaan vas en dinge gebeur nie, gaan jy God verkwalik en jy gaan terugval. Jy gaan seer kry. Ek dink ons moet dit laat ons ook verstaan hoekom gebed so belangrik is, want as jy net gaan vas sonder om te bid, sonder om die Here werklik waar te soek in jou saak, vas jy uit jouself uit, dan word jy eintlik deur jou eie begeerlikhede gedryf, want jy sal nou vas totdat hierdie ding in jou lewe deurbreek. Ja. En so dink ons kan God forceer en dan gebruik ons ook vas as 'n wapen, né? Is As 'n so. gevegswapen soos gebed. Dis so waar. So dan loop hierdie twee hand aan hand en dit is glad nie die doel daarvan nie. Sjoe. So ek dink ek kan vanaand vir ons 'n bietjie meer nugterheid bring. Dit is die doel van vas, om die dinge in jou lewe te openbaar, sodat jy kan loskom en vrykom. Dat jy stroppe kan los, dat jy jukke kan af. Dat jy nuttig kan raak in God se koninkryk, want dis al waaroor die evangelie gaan. Is dat ons moet uitsorteer om nuttig te raak in God se koninkryk. Dit gaan oor niks anders nie, dit gaan oor siele. Dit gaan oor jou medebroer en suster. Dit gaan oor al hierdie dinge, dit gaan nie oor jouself nie. Dit gaan nie oor jouself as jy jouself moet uitsorteer. En dis die minder lekker deel. So ek hoop dit kon vir u duidelikheid bring vanaand. Dis die enigste doel van vas, is bande breek. Stroppe losmaak, jukke afgooi. Dis die doel van vas. Want dit 'n geestelike is. Dis 'n geestelike vryheid wat moet deurbreek in jou lewe, maar jy moet werk. Jy moet die woord toepas. Jy moet dit doen, uitsorteer sodat dit kan deurbreek in jou lewe. Wow, is dit nie amazing? Alles raak bes so moedeloos, jy verstaan nie hierdie dinge nie. Ek wil net gou ietsie noem. Ek meen ons het nou vroeër bietjie daar gepraat. Hoe 'n mens redeneer teen die woord. En juist met die vas ook. Baie mense sal baie keer as ons oor vaslaag gepraat het, sal mense sê, nou kan ek nie vas vir dit en kan ek nie vas vir dit. Kom ons bly net by die woord. Yes. Die oomblik as 'n mens so begin dink, jy kan in Jesaja 58 ook gaan lees as 'n opsomming van die vas. Yes. Natuurlik gaan deur jou handleiding in detail en aandag as jy die werklike rede sien daarvoor. En ons kan nie redeneer teen dit wat die woord sê. Die kerk en sy gewoontes redeneer daarteen, maar God se woord is duidelik. God se woord is vas. God se woord is ja en amen. En sodra mens begin, kan ek nou nie vas vir my nuwe kar en vir my nuwe huis en vir daai en vir daai en vas dat daai en jy vas dat jy moet loskom sodat God jou kan gebruik in ander mense se lewens. Wow, dis so mooi. Prys die Here. Ek kan nou nie besluit gaan ons die vasliedjie speel of ons die nuwe sakke nie. Ek dink kom ons sluit af met die vasliedjie. Ja. Ek dink dis baie mense se favourite. Ek het dit oor en oor en oor geluister vir dae lank. My sommer lus gemaak om te vas, om te verstaan. Dis die vas wat God verkies, nie met 'n lang gesig om vir almal te wys en jouself op te blaas deur baie dinge en vir almal te sê jy vas in die ding en daai ding nie, maar om te vas dat bande in jou lewe kan breek. Want dit is die enigste ding wat jy jou liggaam totaal en al kan ontneem is om te eet. En dit is op 'n stadium dan moet daai dinge in jou lewe openbaar. Want die vlees raak swak. Alles swakker wanneer jy nie eet nie en dan openbaar daai dinge. Amen. En dan kan jy daaraan werk. Dis 'n groot aanmoediging vanaand vir ons. Amen. Prys die Here. Mens moet net weet kom jy vas. Dis hy. Dit kan bed verstaan. Cool. Prys die Here. Kom ons sluit af met die vas liedjie
en julle moet môre aand 6:30 inskakel vir Stanley met sy Engels, dat hy ook vir ons die vas en gebed gaan verduidelik. Ek dink laasweek het ons so mooi gesien en verstaan, daar's soveel baie meer dinge wat hy vir ons so mooi duidelik maak, ook in Engels, en dan verstaan ons dit nog beter. Julle moet 'n baie lekker aandjie, ons is lief vir almal, en ons dink aan almal, en ons bid vir almal, en ons sussie Sandra verjaar môre, maar ons sal môre aand vir haar bid. Lekker bly, lief vir almal, bye! Was nie met 'n lang gesig vir almal om te sien. Daarin is geen loon by die Here. Waarom vas ons en nu sien dit nie? Waarom kwel ons siel en jy weet dit nie? Is dit verkeerd? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak, die bande van sonde nie. Haal af die stroppe van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk. Breek elke juk. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wie se siel honger het, en broeders bly plek gee en kleer gee jouself? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak, die bande van sonde nie. Haal af die stroppe van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk. Breek elke juk. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, jou lig opgaan in die duisternis, jou donkerheid wees soos die middag. Jy sal roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Hier is ek. Die Here sal jou lei, jou siel versadig, aandoen met krag, jou tuin goed besproei, herbouer van mure en paaie, verlustig jou in die Here, in jou erfdeel wat hy bied, die mond van die Here het dit gespreek, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Hier is ek. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak, die bande van sonde nie. Haal af die stroppe van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk.
breek elke juk